Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die doop en die passie van Christus. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Kolossense hoofstuk 2 vers 12. Christus het op die Sabbatdag in die graf gerus, en toe heilige wesens van beide hemel en aarde op die oggend van die eerste dag van die week in beweging was, het hy die graf opgestaan om sy werk om sy disippels te leer te hernie. Maar hierdie feit heilig nie die eerste dag van die week en maak dit 'n Sabbat nie. Jesus het voor sy dood 'n herdenking van die breking van sy liggaam en die storting van sy bloed vir die sondes van die wêreld ingestel in die verordening van die nagmaal en gesê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 26. En die berouvolle gelowige, wat die stappe neem wat nodig is vir bekering, herdenk in sy doop die dood, begrafnis en opstanding van Christus. Hy gaan af in die water in die gelykenis van Christus se dood en begrafnis, en hy word uit die water opgewek in die gelykenis van sy opstanding, om 'n nuwe lewe in Christus Jesus te lei. Die engeleskaar was vervul met verbasing toe hulle die lyding en dood van die koning van heerlikheid aanskou het. Maar dit was geen wonder vir hulle dat die Here van lewe en heerlikheid die bande van die dood sou breek en uit sy gevangenis sou uitstap as 'n triomfantelike oorwinnaar nie. Daarom, as enige van hierdie gebeurtenisse deur 'n rusdag herdenk sou word, is dit die kruisiging. Maar ek het gesien dat geen een van hierdie gebeurtenisse bedoel was om God se wet te verander of af te skaf nie. Inteendeel, hulle gee die sterkste bewys van die onveranderlikheid daarvan. Die Sabbat is in Eden ingestel voor die sondeval en is deur Adam en Eva en die hele hemelse leer onderhou. God het op die 7de dag gerus en dit geseën en geheilig. Ek het gesien dat die Sabbat nooit afgeskaf sal word nie, maar dat die verloste heilig is en die hele engeleskaar dit tot ewigheid sal onderhou ter ere van die groot Skepper.